wees om God te verheerlik. Here, dis ons voorreg vanmôre dat U ons geroep het om aan U te behoort. Here, dis ons voorreg vanoggend om te kan sê dat Jesus Christus is die Here. Dis ons voorreg vanmôre. Dis ons mag kinders van God genoem te kan wees. Die geskenk wat God die kruis van Jesus vir ons het gegee. Here, ons behoort aan U vanmôre. U is ons Vader. Here, ons is waarlik vanmôre in U wese. U is ons God. Ek prys U daarvoor. Ek eer U vanmôre in die naam van Jesus Christus. As jy vanmôre dankbaar as jy 'n kind van God is, steek net jou regterhand. Here, ek wil U vra vanmôre om te kyk na elke hand. Here, te weet dat wanneer ons hande opsteek, dit erkenning is dat ons Jesus nodig gehad het. En Here, dat ons hom vandag nog steeds nodig het. U is ons God. U is ons Vader. U is die Here van die Here. U is die Here van die leerskare. En daar is nie gelyke soos U nie. Ek wil U prys vanmôre en ek wil U eer vanmôre dat ons as kinders van God vanmôre mag hoor wat die Here aan die gemeente wil sê. En ek prys U vanmôre, ontvang lof, ontvang eer tot in alle ewigheid. Dis my gebed vanmôre in die naam van Jesus Christus. En die kinders van die Here sê vanmôre amen. Jy kan jou sitplek inneem vanmôre en van die Here. Aanvaar vanmôre dat die Gees van God in ons midde is. Ek aanvaar vanmôre dat die Here met ons is vanoggend. En vanoggend se diens is dalk 'n bietjie anders as wat ons aan gewoond is. Maar ek het gistermiddag vir my vrou gesê dat in my hart is daar iets wat die Here met my wil deel vanmôre. En ek wil dit met jou ook deel vanoggend. En as dit dan is dat die diens vanmôre 'n bietjie anders is dit die Here se hart en die Here se plan om met ons te praat oor iets spesifieks. Nou, plus minus, ek wil my tyd regkry, maar jy moet nou maar vanmôre iets verstaan, as ek vanoggend vir jou sê, dis 2 jaar terug, dan kan dit 20 jaar terug wees. Of dit kan dalk laas week wees. As ek vanmôre vir jou sê gister, dan kan dit ook dalk wees, ek bedoel eintlik 'n jaar terug, of ek bedoel 'n paar maande terug. Want ek kan nie al die datums en die tye onthou nie. Maar 'n paar jaar terug is ek uitgenooi gewees om 'n huwelik te bevestig. En ek dink is in Limpopo, by 'n plek met die naam van Palala Boutique Lodge. En ek sou die Vrydag daarin gekom het en tot Sondag gebly het. En in daai spesifieke tyd was dit my verjaarsdag gewees. En Susan het besluit om daai week voor die tyd my weg te vat. So ons sal dan na 'n plek toe gaan 'n week voor die tyd. En daai Vrydagoggend sal ons gaan deurry in Limpopo toe, daar waar die troue sal gaan doen. En in daai week wat ek en sy weg is dan nie by die troue nie, op ons eie. En daai week het die Gees van die Here met my begin praat oor hierdie boodskap wat ek vanoggend het. Toe die boodskap lê baie lank in my hart. En Woensdag aand, terwyl ek bid hier, toe hy sê vir Susan, weet jy, ek is nie presies seker wat ek Sondag moet bedien. En net nadat ek van gesê, ek is nie presies seker nie, het die Here my herinner aan hierdie boodskap wat nou 'n hele paar jaar in my hart lê. En voor ek nog by die kerk inry het gesê, weet jy, ek dink ek weet wat ek Sondag moet bedien. En gistermiddag of gisteraand, ek wil sê omtrent van 6:00 se kant af, seker tot omtrent 9:00, het ek gaan sit
En ek het die boodskap vir myself begin notas maak van. En terwyl ek die notas maak en ek gaan deur dit wat die Here vir my sê, wil ek vanmôre aanvaar dat die Here weet presies wat om te doen in my en jou lewe. En dis die eerste ding wat ek as mens moet aanvaar. En week vir week, in die laaste paar jare, in hierdie gemeente, is die Gees van God besig om die mens raak te sien, en God tel die mens op. Maar dan kry ons daai oomblikke, en ek wil graag vanmôre, nie omdat ek hier staan nie, maar omdat die boodskap so lank in my hart al lê, wil ek vanmôre die boodskap baie spesifiek koppel aan jou as mens vanmôre. Vanoggend gaan nie so seer gaan oor jou as mens, maar wat God met jou as mens gaan doen en wil doen. Jy moet vanmôre net een ding aanvaar. Maak nie saak wie jy is, maak nie saak waar jy vandaan kom, maak nie saak wat jy vanmôre van jouself dink, of wat jy dink jy weet van jouself. Die Here gaan iets besonders met jou lewe doen. Nou pastoor, jy sê dit baie gereeld. Ek doen, want ek is absoluut oortuig dat die Here iets met jou lewe gaan doen. En as ons as kerk net vir 'n oomblik stil staan, en jy kyk terug in die laaste 10-15 jaar van jou lewe, kan jy presies sien hoe die Here se besonderse inwerking in jou lewe jou gevat het van waar jy was tot waar jy vanmôre is. Weet julle waarvan ek praat vandag? Jy kan al 20 keer in die laaste 5 jaar vir die Here gesê, Here, ek kan nie, ek is moeg. En as jy vanmôre terugdink, dan is jy verby al 20 kere wat jy moeg is, het die Here jou neergedra. Verby al 20 keer wat jy wil ophou en gesê het, ek is klaar. Verby al 20 keer wat ek vir my vrou gesê het, ek is klaar met alles. Ek gaan daar by die plot gaan sit, ek gaan 'n slot op die hek sit, en die mense kan hierdie draad om my kom staan en praat, ek maak nie meer die hek oop vir niemand. Verby al dit, is dit nog steeds net een persoon, wat getrou is en jou deurdra, die persoon van die Heilige Gees. En ek het onthou, ek en Piet het een oggend gepraat, en daar onthou Piet het, of daar onthou het dit nie. En ek het vir hom gesê, terwyl ons gepraat het, ek sê, weet jy, die moeilike saak vir ons as kinders van die Here, ons kan nie eers soos die wêreld daar buite wil moed opgee. Want as ons sê, Here, ek is moeg, dan kom die Here en die Here vernuwe jou, en dan gaan die moegheid ook sommer net weer weg, dan moet ons aangaan. Verstaan julle waarvan ek praat? So ons kan vir die Here sê, ons is moeg, dan vertroos die Gees ons, hy lig ons op, hy vernuwe ons weer, en ons het net weer moed, en ons het weer krag om aan te gaan elke dag. Amen. So 'n paar jaar terug, het die Gees van die Here met my begin praat, en ek wil hê met jou Bybel vir my blaai, na die boek van Nehemia. In die groot Bybel is dit bladsy 662, en as jy 'n klein Bybel het, kan ek ongelukkig nie vir jou sê. As jy 'n kleiner Bybel het, dan beteken dit jy kan nog mooi sien, dan beteken dit jy is nog redelik jong. Dit is al die ouer mense wat al bietjie die groot Bybel het. Bladsy 662. So ek wil die boodskap net op 'n ander manier begin. Ek wil eers iets vir jou lees en jou vertel wie Nehemia was, volgens sy eie woorde. En dan gaan ek vir jou sê, wat was sy gebed gewees aan die Here, en dan, wat het die Here met hierdie besonderse man gedoen. So Nehemia 1 vers 11, en as jy daar is, kan jy maar van my aanbid. So baie van die mense wat al tyd by die Bybel spandeer het, sal weet dat Nehemia het die mure van Jerusalem herbou. Maar daar is iets besonders wat in my hart geval het, wat die Here met my oor gepraat het.
Nou, in Nehemia 1 vers 11 staan die volgende: Ag Here, laat U oortog opmerk sal wees oor die gebed van U knegt en op die gebed van U knegte wat verlang om U naam te vrees. En laat dit tog vandag U knegt geluk en verleen hom barmhartigheid voor die oë van hierdie man. Hierdie man wat hy van praat, is die koning. Ek was naamlik skinker van die koning. So die eerste ding wat jy vanmôre moet weet van Nehemia, hy was 'n offisier gewees in die koning se paleis. Nou, die posisie van 'n skinker klink baie eenvoudig, maar dit is 'n posisie van uitermate vertroue. So wat sou gebeur het, is wanneer daar kos of dan iets om te drink vir die koning geneem was, sou Nehemia eerste gereed het en eerste van die wyn gedrink het, om dan seker te maak dat niemand probeer om die koning te vergiftig. So die koning moes Nehemia leer ken het, sy karakter gesien het en verstaan het, hierdie is 'n man wat ek kan vertrou. Een wat nie vir my gaan jok en sê, hy kan maar eet, ek het klaar gebroek, koning, jy mag maar eet. Een wat nie vir hom gaan jok en sê, dat ek het klaar gedrink van die wyn, dit is goed dat jy dit mag drink. Maar een wat karakter het, wat as hy die kos eet, dat hy sal dood gegaan het, in plaas van die koning. So Nehemia is aangestel in die oë van die koning, nie net as 'n skinker nie, maar 'n persoon wat uitermate vertrou by die koning gehad het. 'n Man wat die koning kon vertrou het, want hierdie man so baie naby die koning gewees het. Elke keer as daar kos bedien was, of iets om te drink, dan sou Nehemia in 'n toestand of 'n posisie gewees het, baie persoonlike gesprekke, wat die koning sou gehad het, met die mense rondom hom, sou hy kon gehoor het. So dis nie net 'n skinker, wat moet eet en drink, dis 'n man wat in 'n vertrouensposisie, sal by die koning kon staan. Iets wat besonder is dat Nehemia sou geweet het, dat as iemand daardie kos vergiftig het, en hy sou dit eet, so hy betaal het met sy lewe, sodat die koning nie kon sterf nie. As iemand die wyn vergiftig het, moes Nehemia die wyn drink en proe en sê, koning, dit is reg, en as daar gif in was, dan sou Nehemia gesterf het, die koning sou nie. Nou Jesus sê die volgende in Johannes 15 vers 13, hy sê, geen groter liefde is daar as iemand wat sy lewe neerlê vir 'n ander. So hierdie man was 'n besondere man. Nehemia was bereid gewees om sy lewe af te lê as skinker vir die koning. As ek nou vanmôre vir julle moet sê, en ek sien pastoor Leslie nou net ingestap, waar's pastor Leslie? Daar sit hy. As pastoor Leslie nou vanmôre die skinker was by Prof Pieter, en Prof Pieter krap vir pastoor Leslie om so nou en dan, ek sê jy het gebeur, ek gebruik dit voorbeeld. En Niels kom by pastoor Leslie en hy sê, weet jy, ek dink ons moet hierdie man vergiftig. Dan kan pastoor Leslie sê, ja, kom ons vergiftig. Dan gaan pastoor Leslie daar staan en sê, prof, hier is die kos, ek het geproe, dis reg, maar hy het nie geproe nie. Dis daai vertrouensposisie wat Nehemia gehad het oor die koning. Die koning het hom uitermate vertrou. En daardie posisie wat hy gehad het, het hom in staat gestel om baie naby aan die koning te lewe. As jy gaan na Nehemia 2 vers 1, en in die maand van Nisan, die 20ste jaar van die koning Artasata, toe daar wyn voor hom was, het ek die wyn opgeheef van die koning gegee, omdat ek nooit voor hom bedroef was. Die koning my gevra, waarom is jou aangesig so bedroef? Jy is toch nie siek nie, dit is niks anders as hartseer nie, en ek het baie bevrees geword. Jy sien die posisie wat Nehemia gehad het, beteken die koning het hom baie goed geken, en omdat hy nie elke dag in hierdie toestand, en ek moet dit dalk so verduidelik, hy was nie elke dag 'n pruimbekkie nie. Weet julle wat is 'n pruimbekkie? Dit so. Hy het nie elke dag so geloop nie.
En omdat die koning hom geken het, die oomblik toe hierdie man bedroef is, het die koning onmiddellik gesien. Hierdie man wat ek vertrou met my lewe, wat baie na my wandel, ek kan sien, iets is verkeerd met hom. En omdat hy in die vertrouensposisie was met die koning, het hy die koning gedeel. Hy is bedroef oor die toestand van Jerusalem. En die koning het hom die toelating gegee om te gaan na Jerusalem, om te gaan doen wat hy graag wou doen. Almal met my. Kom ons gaan na Nehemia 1 toe. Nehemia 1 begin die Bybel en sê die volgende: die geskiedenis van Nehemia, die seun van Haggalia, in die maand Kislew van die 20ste jaar, toe ek in die vesting Susan was. En Hanani, een van die broers, het gekom, hy en manne uit Juda, en ek het hulle gevra na die Jode, die vrygemaaktes wat oorgebly het uit die gevangenskap en na Jerusalem. En hulle het vir my gesê, die oorgeblewenes wat vrygekom het uit die gevangenskap, daar in die provinsie, verkeer in groot ellende en in smaad, en die muur van Jerusalem is stikkend, en die poorte is met vuur verbrand. Toe ek die woorde gehoor, het ek gesit en geween, en daarlang het ek getreur en het gevas en gebid voor die aangesig van die God van die hemel, en gesê, ag Here, God van die hemel, groot en gedigte God, wat die verbond en die goedertierende hou vir die wat die lief het en die gebooie onderhou. Laat die oor tog opmerksaam en die oor oop wees om te luister na die gebed van die knegt wat ek vandag voor die aangesig bid, dag en nacht vir die kinders van Israel. Die knegte, terwyl ek die sondes wat ek van die kinders van Israel bely wat ons teen die gedoen het, ook ek en my familie het gesondig. Ek kan die res verder gaan lees. Wat gebeur het? Die volk van die Here was in ballingskap gewees. En volgens die profesie in Jesaja 44 was daar 'n man met die naam van Kores, wat die volk van die Here toegelaat om uit Babylon terug te keer na Jerusalem. Op hierdie stadium was Nehemia 'n skinker gewees. Hy was nie in Jerusalem self nie. En toe hoor hy dat Jerusalem se mure nog nie herbou is nie, alhoewel die volk uit ballingskap teruggekeer het van Babylonië af na Jerusalem toe. Het hulle begin bou, maar nie die mure herbou nie. Hulle het begin met die tempel te herbou volgens Kores se toestemming, maar die mure self was nie herbou gewees nie. En in hierdie toestand wat hy toe gevind het, sy broers en susters hulle bevind het hy baie hartseer geword. En as skinker van die koning het hy met die hartseer toestand voor die koning gaan staan en vir die koning gevra, mag ek gaan en Jerusalem se mure help herbou. Ek som nou alles net baie vinnig op vanmôre. Dit was vir hom belangrik geweest dat die mure herbou moes word. Nou die volk van die Here was plus minus tussen 90 en 100 jaar al in Jerusalem, maar niemand het die mure herbou. En wat interessant is dat dit 'n man van buite af gevat het om die volk se toestand te sien, om raad te sien wat die volk nodig het, sodat hy kan gaan en aan die volk kan gaan goed doen. Jy sien, Christus was van buite af gewees. Christus was nie vlees en bloed toe hy met die Vader was. Hy moes van buite af kyk en aarde toe kom as mens om vir die mens te kom verduidelik, jy het die koninkryk van God nodig. En baie keer as jy sit vandag en jy is buite jou familie se omstandighede, kan jy in hulle lewe inkyk en presies sien die mure moet herbou word. Nehemia het presies gesien die mure moet herbou word. Terwyl die volk self niks gedoen het om die mure op te rig nie, het Nehemia geweet die mure moet herstel word. Dit was nie vir hulle moontlik terwyl hulle besig was om daar te bly, om in hierdie toestand van gebrokenheid te sien, iets moet gebeur nie. Dit het 'n man van buite af gevat om te sien die mure moes herbou word. Nehemia het opgestaan en die versoek met die koning gepraat. En die koning het vir hom gesê, dis reg, gaan herbou jy dan die mure. Dit wat jou versoek is, gaan doen dit. Nehemia het opgestaan en omdat hy guns by God gehad het, het hy ook guns
by die mens gaan. En dit is my hart vanmôre, dat ek en jy wat guns by God het, weer guns met die mens daar buite moet hê. En dan gaan ek dit vanmôre reguit sê, en as jy dit wil uitsny, moet jy dit uitsny. Ons is nog steeds 'n wit geslag, 'n wit nasie in Suid-Afrika. Baie dinge tel teen jou. Maar jy sien, as God vir jou is, dan moet die guns van die mens ook na jou kant toe kom, al lyk jy nie soos hulle nie. As God se guns vir jou is, moet jy nog steeds guns by die mens kry, of hy oranje, groen, jy verstaan wat ek bedoel vir hom. Ek het nie 'n probleem met kleur nie, maar ek weet soms gebruik ons as mens die verskoning en sê, ja, maar weet jy dit en dit en dit. As Nehemia guns by die koning gehad het, omdat hy guns by God gehad het, kan ek en jy ook ons guns by mense hê, omdat God vir ons guns gee. Amen. Die Here voorsien aan ons as huis van die Here. Pastoor mag sê die Bybel dat ons guns by mense moet hê. Jy kan sien jou Bybel blaai, dan Spreuke 3 toe. Ag jy weet vandag so toe vat. Spreuke 3. As jy daar sê, dit is my amen, dan kan ek vir julle lees. Spreuke 3 vers 1. My seun, vergeet my onderwysing nie, en laat jou hart my gebooie bewaar. Want dit sal lengte van dae, jare van lewe en vrede vir jou vermeerder. Laat liefde en trou jou nie verlaat nie. Bind dit om jou hals, skryf dit op die tafel van jou hart. Dan sal jy genade vind en 'n goeie insig in die oë van God en die mense. Nehemia het hierdie gehad. Die koning het hom goed genoeg geken en vir hom gesê, Nehemia, jy kan maar gaan. Nou wat baie interessant is, toe Nehemia gegaan het en hy met die volk van die Here begin deel, is daar 'n paar dinge wat vir my besonder is. Hy het 100% verstaan dat as die mure nie herbou word, dat die volk in 'n toestand van kwesbaarheid gelos sou word. So die vyand kon enige tyd Jerusalem weer inval. So wat hy gedoen het, Nehemia het gegaan en met verskillende groepe van mense gepraat. En al wat hy vir hulle gevra het, is al wat jy moet doen, is die muur wat reg oorkant jou huis is, moet jy begin herbou. Hulle het nie 'n man gevat en hom soontoe gestuur. Hier waar jy vandag staan, die muur wat voor jou is, herbou hom. Jy sien dit begin by Jerusalem, Judea en dan die buitewyke. Ons moet net eers voor ons eie deur die mure weer begin herbou. En Nehemia het die struktuur in plek gesit, omdat ek glo dat hy baie dinge by die koning waar hy die skinker was, geleer en verstaan het hoe sekere dinge moet gebeur ordelik. So die eerste saak wat Nehemia belangrik geag het, was die veiligheid van die volk. Die tweede saak natuurlik was die herstel van die volk se waardigheid. Die volk van die Here kan tog nie in Jerusalem bly terwyl hy verwoes is en sy mure lê stukkend. Die herstel van daardie mure sou weer 'n bewys wees dat God herstel sy volk en die beskerming van sy volk. Daardie mure het Israel afgesonder. En dit wat binne Israel dan gebeur het, binne Jerusalem, was dan vir die Here plesier gewees. So die herstel van die mure het te doen gehad met die herstel van die volk se waardigheid en dan die volk se identiteit binne die Here Jesus Christus, binne God die Vader. Daar was weer orde gegee, want toe die mure herbou, was daar 10 poorte. Hierdie 10 poorte is natuurlik die ingang. Dit beteken mense kon nie net kom en gaan soos wat hulle lus het. Hulle moes baie spesifiek by die poorte weer in en uitgaan. En terwyl ek hierdie vir myself lees, onthou ek eendag dat in die tuin van Eden, in die paradys, toe God vir Adam en Eva gesê dat hulle uit die tuin het moet wegbeweeg, het God 2 engele
by die poort van die tuin gesit, by die ingang van die tuin, om te keer dat die mens nie weer kon terugkom na die tuin wat hulle verlaat het. 'n paar jaar later, 2000 jaar later, was daar weer 2 engele gewees by 'n poort, by 'n graf, wat nie vir die kinders van die Here gesê het, gaan weg nie, maar hulle het vir hulle gesê, kom kyk, die graf is leeg. Jy sien daar die herbouing van poorte, bestel weer die orde van God. As die poort herbou is, het ek en jy toegang tot die koninkryk van God, maar die kerk is gebou by die poorte van die doderyk. Die herbou van daardie mure is iets wat Nehemia op sy hart gehad het, wat hy vir die volk van die Here gedoen het. Vir 100 jaar plus minus was die mure stikkend gewees. En toe Nehemia opstaan, toe vat dit plus minus 52 dae. En hulle herbou plus minus 4 kilometer se mure met 10 poorte in 52 dae. Die mense wat hy gebruik het, was die volgende. Hy het die priesters en leviete van die uur het hy gebruik. Nou Jesaja 61 vers 6 sê vir ons die volgende: Julle sal priesters van die Here genoem word. En dan julle sal gesê word dienaars van ons God. In 1 Petrus 2 vers 9: Julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle in die duisternis geroep het tot sy wonderbaarlike lig. As jy dan ook vanmôre 'n priester is, dan kan God jou gebruik om mure te herbou. Nehemia het die plaaslike inwoners gebruik. Nou jy moet die volgende verstaan, en ek wil hê met jou Bybel vir my blaai na Efesiërs 2 toe. Iemand daar? En dan gaan ek met ek sit op ons gekry. Hoe die bekommerd is ek hier van. Efesiërs 2 vanaf vers 11. Kan ek maar vir julle lees. Daarom onthou julle wat vroeger heidene in die vlees was, en onbesnedenis genoem word deur die sogenaamde besnydenis wat in die vlees met hande verrig word. Dat julle in die tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aangesien van die verbonde van die belofte, sonder hoop, sonder God in die wêreld. Maar nou in Christus Jesus, en julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. Want hy is ons vrede, hy wat albei een gemaak het en die middelmuur van skeiding afgebreek het, deurdat hy sy vlees en vriendskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van die gebooie, wat in insettinge bestaan, sodat hy die vrede te maak, die twee in homself tot een nuwe mens kon skep. Vers 19. So julle is dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Jy is dan vanmôre 'n huisgenoot van God, wat hy kan gebruik om die mure te herbou. In Nehemia 3 sal jy sien dat Nehemia het ook die vrouens gebruik om die muur te help herbou. Dan het hy baie spesifiek sekere ambagsmanne en sekere bouers gebruik om die muur te herbou. In 1 Korintiërs 3, as jy sien toe kan blaai kan ek vinnig vir jou lees, 1 Korintiërs 3. Sê maar vir my as jy daar is. 1 Korintiërs 3 vers 9. Want ons is medewerkers van God, die akker van God, die gebou van God is julle. Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos 'n bekwame boumeester die fundament gelê en 'n ander daarop bou, maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Maar niemand kan 'n ander fundament lê as dat dit daar gelê is nie. Dit is Christus Jesus.
En as iemand op die fundament bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi en stoppels, elkeen se werk sal in die lig kom, want die dag sal dit aanwys omdat dit deur die vuur geopenbaar word, en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoe danig dit is. Jy is geroep om te bou op Christus. 1 Korintiërs 12, met so 'n paar bladsytjies verder. 1 Korintiërs 12, vers 12. Soos wat Nehemia die plaaslike mense gebruik het, verskillende ambagte, wil ek hê moet vanmôre die volgende weet. 1 Korintiërs 12, vers 12. Maar net soos die liggaam een is en baie lede het, al die lede van een liggaam is, want is hulle baie, een liggaam is, so ook Christus. Want ons is almal deur een gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne, en ons is almal deur een gees deurdronge. Wat ook al die liggaam is, die een lid nie, maar baie. As die voet sy sê, omdat ek nie die hand is, die behoort ek aan die liggaam nie, behoort ek daarom nie aan die liggaam nie, en as die oor sy sê, omdat ek nie die oog is nie, behoort ek dan nie aan die liggaam nie, behoort ek daarom nie aan die liggaam. As die hele liggaam die oog was, sou dit gehoor het, as dit geheel en al gehoor was, waar sou die reed wees? Maar nou het God elkeen van die lede van die liggaam gestel, soos hy gewil het. Daar is verskillende lede in hierdie liggaam, en soos Nehemia die verskillende mense gebruik het, die verskillende lede van die gemeente, is daar ook lede in hierdie liggaam, wat God gebruik om hierdie liggaam op te rig. Nehemia die groep mense in twee gedeel. 'n sekere groep sou gebou het en 'n ander groep sou die wapens opgepas het, want daar was aanvaller gewees op die volk terwyl hulle besig was om die mure te herbou. En toe Christus in my en jou lewe inkom, het hy ook 'n muur herbou in ons lewe. Hy het 'n muur herbou wat ons herstel en beskerm. Hy het ons lewens gevat van verwoesting tot bruikbaarheid. Hy het ons mure herbou sodat ons kan weerstand bied en uithou vermoë teen die werke van duisternis. En in dit het Christus ons die verantwoordelikheid gegee om te help om mure te herbou. Daar is 10 poorte wat herbou is. En ek wil nie vandag met daardie 10 poorte met u praat nie. Ek wil vanmôre vir julle sê die volgende. Wanneer Christus die mure herbou in ons lewe, herbou die Here ons identiteit. En dis iets wat die kerk van God absoluut mee sukkel. Wie is ek in die Here? En wanneer ons identiteit herbou word, dan beskerm die identiteit wat ons het in Christus, beskerm ons teen die werke van duisternis. Wanneer daardie muur herbou word, wat eers verwoes was, en ons word bruikbaar in die Here, word God verheerlik. Wanneer die muur herbou word, en ons kan weer weerstand bied teen die werke van duisternis, dan word ons bruikbaar om te staan teen die duisternis van die wêreld. En saam met dit erf ons natuurlik die verantwoordelikheid om disippels te gaan maak van al die nasies. Soos wat Nehemia die opdrag gekry het om die muur te herbou, en dis wat in sy hart gelê het Christus ook vir ons sekere mure herbou in ons lewens. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, dat hier waar ek vanmôre staan, weet ek, dat alhoewel die Here herbou het in my lewe, weet ek, dat daar nog plekke is, waar die muur so hier en daar 'n kraak het. Daar is so 'n plekkie of twee, waar daar dalk 'n steen is, wat nie 'n plek is. Daar is dalk nog 'n plek of twee, waar daar verwoesting lê, maar dit nog nie heeltemal bruikbaar in die oë van die Here is. En terwyl die Here met my praat oor hierdie dinge, en ek kyk na Nehemia se lewe, en hoe God hom gebruik het as 'n eenvoudige skinker. Omdat Nehemia was nie 'n bouer nie. Hy was maar net gestuur gewees, om elkeen van hierdie groepe mense op te lig, te verduidelik wat hulle moet doen, en orde te gee aan hoe die muur gebou moet word. Hy self het nie die vermoë gehad om te bou nie, hy moes staat maak
op die mense rondom hom, op die priesters, op die ander lede van die liggaam, moes hy staat maak dat elkeen sal doen wat hulle veronderstel is om te doen. Jy sien, dit gaan nie altyd so seer daaroor dat jy alleen moet opstaan om alles te gaan doen wat die Here wil hê jy moet doen. Dit gaan om op te staan, om saam te werk, want ons is een liggaam. Ons is een liggaam. Daar is net een hoof in hierdie liggaam. Sy naam is Jesus Christus. Ek is nie die hoof van hierdie liggaam nie. Ek is lede of 'n lid van hierdie liggaam. Vir my vanmôre wil ek die Here vra. Here, soos wat U herbou het deur Nehemia se hande, begin by my en herbou my mure dan vanmôre. En Here, as U dan herbou het, help my om hierdie kerk, hierdie liggaam van God se mure te herbou. Dat daar 'n identiteit aan hierdie plek gekoppel sal wees, dat wanneer mense by daardie poort instap, dat hulle sal weet, die mure wat hier gebou is mure van afsondering, en dat God almagtig by daardie poorte beweeg, en dat wanneer jy hier instap, dat jy sal weet, dat hierdie huis van die Here God almagtig is. 'n Afgesonderde plek deur God en God alleen. Nehemia het 'n eenvoudige gebed gehad. Hy was buite die volk gewees toe hy gesien het, maar die mure moet herbou word. En ek wil vanmôre vir jou sê, ek weet in my lewe, daar sekere dinge wat herbou moet word. Pastoor Here vanmôre vir my sê, die Here het nog niks gedoen nie. Die Here het alles gedoen. Maar wat ek vanmôre verstaan, is elke dag se wandel, en elke dag se loop, en elke dag se sukkel, en elke dag se swaar kry, alhoewel ons gedra word, het maar 'n effek om so hierdie dag 'n muur of 2 af te doen. En ek sê nie vanmôre dat die mure van die Here jou hart gaan toemaak, dat jy nooit weer seer kry nie. Dit sê ek nie. Ek sê die mure wat gebou word, is mure wat ons beskerm, wat ons vat van verwoesting tot bruikbaarheid. Dis mure wat jou identiteit weer die plek gee wat dit moet hê in die Here. Dis mure wat ons sal toelaat om te weerstaan. Dis mure wat ons sal toelaat om uithou vermoë te hê en in geloof elke dag aan te gaan. Nou wil ek dit so stel. Solank ons in die binnekant van die muur staan en die storm woed daar buite, maar soms stap ons uit die mure en dan meng ons met die storm en ons meng met dinge wat nie van die Here afkom nie. En dan word die mure maar bietjie afgebreek. In 52 dae bou die Here deur Nehemia die mure op waar die volk in woon al vir 100 jaar. 52 dae, omdat een man opgestaan het en die verantwoordelikheid gevat het en gesê, Here, ek is net 'n skinker. Maar God het presies geweet wie daai man was, wat sy karakter was, en dat God vertroue in hom gehad het, soos die koning vertroue in hom het. En ek wil vanmôre vir jou sê, in die oë van die Here, is jy vanmôre in die hemel. Want God het vertroue in wat hy met jou lewe kan doen. Daar is meer binne jou as kind van God, as wat jy kan verstaan vanmôre, as ons net sal opstaan. Nou ek weet wat gebeur as 'n mens opstaan. As jy opstaan, word jy nie reggestel. As jy opstaan, word jy sleg gestel. As jy opstaan, word jy getrap. As jy opstaan, word jy gebreek. Want vir een of ander rede, as jy begin staan vir die dinge van die Here, is dit asof alles en almal rondom jou presies so maak en wegdraai van jou af. En ek wil vanmôre vir jou sê, dis okay. Want jy gaan dit nie verander nie. Jesus het gesê, as hulle dit aan my doen, wat die groener is, hoeveel te meer aan julle. Nie lê ons krag, dat ten spyte van dit, dat ons met herboude mure aangaan, as kinders van die lewende God. En as jy vanmôre vir my sê, pastoor, ek as kind van God het nog nooit seer gekry nie, dan moet jy die Here eer daarvoor, want
'n pad met die Here is 'n plesier, maar daar's baie seer, daar's baie trane. En ek dink Prof Pieter het eendag vir ons gesê, dit vat guts. Jy kan nie 'n man met 'n jelly ruggraat hê as jy nie 'n pad met die Here wil stap. Jy moet 'n ruggraat hê. Om 'n pad met die Here te stap is 'n moeilike pad. Maar God en God alleen gee ons genade en ons krag lê vanmôre in dit wat die Here in hierdie lewe kan doen. Amen. So ek het 'n versoek aan die Here vanmôre. Here, herbou in my en help my dan net te herbou wat herbou moet word. Here, ek wil begin by die muur reg voor my huis, Jerusalem, Judea en dan die buitewyke. Kom ons herbou net eers kind van die Here dit wat reg voor jou staan. Here, herbou my huis, herbou die kinders, herbou die familie. Herbou net Here dit wat reg voor my staan. Want as jy jou oë uitvee, as jy stelselmatig voor jou begin, dan is hierdie 4 kilometer muur wat Jerusalem omring het, binne 52 dae herbou met die genade van God. En ek het die hele geskiedenis van Nehemia baie vinnig en baie kortliks probeer saamvat. En ek hoop nie ek het te veel dinge gemis nie, maar as ons deur die hele boek moes gaan vanoggend sou jy nog hier gesit het tot baie laat vanmiddag. Maar dis my hart vanmôre. En die Here praat al lank met my oor hierdie boodskap. En die Here moet vanmôre begin by my. Here, ek wil herbou dit wat gebreek is, dit wat verwoes is in die koninkryk van God. En Here, ek wil U vra vanmôre om man en vrou op te wek wat bereid is om te herbou, om te sien hoe God se hand uitgesteek is in hulle lewe. En Here, ek moet U vra om vanmôre eers by my te begin. Here, want ek bid nie soos ek moet bid. Ek vas nie soos ek moet vas nie, Here. Here, ek roep nie God soos ek moet roep nie. Here, daar is dinge wat God vanmôre moet herbou in my. En U weet presies wat dit is. En Vader, ek wil U vra vanoggend in die naam van Jesus. As daar dalk vanmôre 1 of 2 of 3 is, wat vanmôre kan opstaan en sê, Here, U moet herbou in my, sodat ek kan gaan en herbou naar buite. Wil ek hulle vra vanmôre om uit te kom. Om te sê, Here, hier is ek, 'n eenvoudige skinker. En ek vra dat U my sal gebruik, Here, om te herbou. Al begin vanmôre in my lewe eerste. In die naam van Jesus Christus. En ek eer U vanoggend. En kind van die Here, as dit jou hart vanmôre is, wil ek U moet kom vanoggend. Wil U moet kom vanmôre. Vertrou in God, dat die Here presies weet wat om te herbou in jou lewe, en jou dan te gebruik, om daardie mure daar buite te herbou. Here, in die naam van Jesus. Susan, ek wil saam met jou musiek maak. En ek vra dat die wat musiek maak net eers voor ons staan, dat ons vir hulle bid. Dat hulle vir ons musiek maak. Here, ek wil U bid vanmôre om my vrou se lewe te herbou. Here, daardie mure op te rig, waarin sy kan veilig staan. Here, waar al woed die storms, dat sy agter die muur sal bly, en sal weet by hierdie muur wat herbou is, daar lê ek as gesalfde van God, vasgemaak agter hierdie muur wat my beskerm. Here, ek wil bid vanmôre dat die Here
die muur oprig vanmôre in haar lewe. Here, 'n muur waar sy kan staan en waar God haar kan gebruik om weer ander mure te help oprig. Here, ek wil U bid vanmôre in die naam van Jesus, dat sy presies sal weet wanneer sy agter hierdie muur bly, dat sy 'n kind van God sal wees, wat beskerm is in die holte van God se hand. Here, ek wil bid dat hierdie muur af vanmôre toevou, en dat U herbou vanmôre. Here, herbou vanmôre daardie vrede. Herbou vanmôre daardie uitermate geloof. Herbou vanmôre daardie kinderlike wete, dat God die een is, wat vir haar is my gebed vanmôre, in die naam van Jesus Christus. Hemelse Vader, net U weet, Here, net U weet wat ons nodig gehad het. Here, net U weet wat U met ons lewe waarlik kan doen. En ek wil U eer vanoggend, elke man en elke vrou, die getuienis sal dra van dit wat God herbou, en hoe die Here hulle sal gebruik om Christus te verheerlik. Here, ons weet vanmôre dat die uur het aangebreek, waarin God sy seun sal openbaar. Here, ons weet vanmôre dat daar 'n uur voorlê, ongekend vir die mens, maar bekend by God. En net U weet vanoggend, Here, hoe broodnodig die kerk, die liggaam, die gemeente, die ingryping van God se Gees het. En ek prys U, ek eer U vanmôre. Here, ons wil bely dat dit nie krag of geweld is nie. Dis nie vlees of bloed nie, maar die Gees van die Here, Here. Dit is Jesus. Dit is die woord. Dit is die lam van God, die soetroos van Saron. Dit is die Alfa, die Omega, dis hy, en hy alleen wat geëer moet word. En ek wil U prys in die naam van Jesus Christus. Ons loof U, dat ons guns by God het, maar ook guns by die mens, vanweë God in ons lewens. Ek prys U vanmôre, in Jesus Christus naam. Kinders van die Here, amen. Amen. Soos wat julle seker gehoor het, die 9de Mei ons 'n inseëndiens. Maar daar's 'n inseëndiens vanoggend. En ons wil dit graag apart gehou het en afsonderlik vir 'n eenvoudige rede. Dit is Prof Pieter en Prof Elise se kleinkind. En ek dink dit is reg dat ons om eendag vir die twee mense gee en hulle kinders, vir alles wat hulle al vir die gemeente gedoen het tot vandag. Amen. Nou, ek lig julle eintlik en ek vra net dat julle toestem. So kan ek vra dat Koen, Prof Elise, ek gaan nou maar sê Pokkels, maar is eintlik Angelique, almal vorentoe sal kom. En soos julle kan sien, Koenie, die kleintjie, is vastgeplak aan sy vastgeplak aan oupa. En my seentjie is vastgeplak aan ouma. En sy verdraai natuurlik vir oupa om haar pinkie, maar dit is oké. Nie probleem. So ek doen vir Angelique Pokkels baie lank al. Sy was saam met Susan se dogter op skool gewees en vir baie lank nadat hulle mekaar ontmoet het en Susan het hulle leer ken. Dan sê Susan, weet jy, ons gaan nou kerk toe, ons gaan daarna Prof Pieter dit doen, sê dit, waar is dit nou weer? Ek doen alles op lekker plaas en sê sy my Pokkels,
Maar eers is sy Angelique so vermaal, en sê ek weet nie sy Angelique. En sy sê pokkels, en sê ek nou weet ek wees. So, sy is nou maar pokkels van het af gewees nie. En ons kan die kleinkie vanmorgen inseën en opdra aan die Here. Ek gaan vir julle lees in die boek van Romeine, hoofstuk 4, vers 15. Want die wet wek toorn, maar wat geen wet is nie, daar is ook geen oortreding. Wat die apostel Paulus hierna verwys is die morele wet. En hy verklaar dat as daar nog nie morele wet in daai kindjie is nie, is daar geen sonde. En julle as gemeentelede weet al, ons doop nie klein kindertjies nie, ons dra hulle op aan die Here. En dan moet 'n dag kom wat die kind by verstaan is van die morele oortreding en sy of haar lewe met betrekking tot God. En wanneer daardie oortuiging daar is en die kind glo, kan hulle gered word en hulle kan dan gedoop word. So ons besprinkel nie kinders nie, ons doop hulle nie, ons dra hulle op aan die Here. Volgens die opdrag wat die Here Jesus Christus ons gegee het. So vir tyd en wyl is hierdie kind dan ma en pa se verantwoordelikheid en oupa en ouma se verantwoordelikheid. So ouma en oupa mag bederf, hulle kan maak net wat hulle wil. En hulle kan die kleinkie huis toe vat as die kleinkie baie skree, dan kan hulle sê vir maal met die kleinkie. Dis hulle voorreg en voordeel. Ek wil vir julle lees Markus 10. Vers 13. Die opskrif Jesus seën die kindertjies. En hulle het die kindertjies na hom gebring dat hy hulle kon aanraak. En die disippels het die wat hulle gebring het bestraf. Maar toe Jesus dit sien, het hy baie kwaadlik geneem van hulle gesê, laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God. Voorwaar ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal dit nooit ingaan. Hy het sy arms om hulle geslaan, sy hande op hulle gelê en hulle geseën. Daardie woordjie, hulle het die kinders na hom toe gebring, in die Griekse taal prostero, en dit beteken to present, to bring, to lead. So elke keer wanneer 'n ouer 'n kind na die Here toe bring, doen jy presies wat Jesus gesê het jy moet doen. Al bring jy die kind sondagsskool toe, dis wat die Here Jesus Christus van julle as ouers en ouma en oupa dan ook verwag. So sondagsskool toe gaan is nie net kom ons saam en die kind by die sondagsskool uitkom nie, dis 'n opdrag van Jesus Christus. En die ouers en ouma en oupa het dan die verantwoordelikheid om hierdie kind groot te maak in die weë van die Here. Oor dit twyfel ek daarom nie vanmôre. So die verantwoordelikheid lê vandag op koning en Angelique. En daar is 'n paar versies wat ek voorlees vir myself en dan vir die kind. En ek het 'n paar versies uitgehaal wat ek vir julle lees vanoggend. Ek gaan nie baie lank wees nie, die een of ander rede, as jy mens hastig is en kry jy niks wat jy op soek is. So die klein seentjie, sy naam is Quintus Edward Sutherland. En nou smile hy vir ons. En dit is my hart vanmôre dat julle as ouers en ouma en oupa om sal leer dat hy sal weet die engel van die Here staan sy laar op rondom die wat hulle dien en hy red hulle. Dat hy wonderlik geskape is en dat hy sy oë mag opslaan na die berge want sy hulp sal vandaan kom. En dan Psalm 23. Hierdie kind moet weet die Here is 'n herder. Niks sal hom opbreek. Hy laat hom leer in groen weiveld, 'n waters waar rus is, lei hy hom nie. Hy verkoop sy siel, hy lei hom in die spore van geregtigheid, om sy naam wil. Al gaan hy ook in 'n dal van doodskade deur, hy sal geen onheil vrees nie, want die Here is met hom. Sy stok, sy staf, die vertroos hom. Die Here berei 'n tafel voor sy aangesig, teenoor sy teestanders. Hy maak sy oë fiek met olie, en sy beker loop oor. Met goedheid en guns
sal hom volg al die dae van sy lewe, en hy sal in die huis van die Here bly, tot in lengte van dae. Sal julle saam met my staan asseblief? Ek wil dan natuurlik net vir Koen en Angelique die volgende vraag. En hierdie wil ek vir u aflees. In die aanbieding van die kind aan God, tree u toe tot 'n ernstige verhouding met hom, wat sy beloftes hou met 1000 geslagte, terwyl u glo dat hierdie kind 'n gawe van God is, en dat hy u verantwoordelikheid, en dat hy u verantwoordelik sal hou vir hom. Bely julle nou met erns en plegtigheid, dat dit julle doelstelling is om hom aan die Here in sy diens toe te wy. Sal julle saam met hom bid en onderrig in die leerstelling van sy woord, en hom getrou na die huis van die Here bring, en hom alles in u vermoë sal doen, om hom tot die kennis van Jesus Christus as verlosser te bring. Wat is julle antwoord hier? Dan gaan ek vir hulle bid, en ons gaan die kind die Here toe vertrou, en ook dan bid dat die Here hulle insig en wysheid gee, want dit is nie so maklik om kinders groot te maak. Gelukkig is ouma en oupa daar, wat genade met ons. Vader, ek wil U bid vanmôre in die naam van Jesus. Here, om hierdie voetjies te lei in spore van geregtigheid. Dat hierdie voetjies, Here, sal loop en opgewonde na die huis van die Here sal kom en met blydskap God sal aanbid en die Here sal dien. Here, dat hierdie voetjies die evangelie sal dra met sandale, 'n bereidwilligheid om te vertel van 'n jong ouderdom af. Daar is net een, sy naam is Jesus. Here, daarom wil ons hierdie kind vanmôre aan die Here toe vertrou. Here, soos wat Hanna gebid het, het U vir haar 'n seun gegee. Sy het hom teruggegee in die huis van die Here. Daarom gee ons hierdie kind vanmôre aan U. Here, hou onderrig en steun, ook dan die ouers en die ouma en oupa. Here, dat hulle altyd hierdie kind sal lei in die weë van die Here. Hom sal vertel, daar is 'n naam bo elke ander naam, die naam van Jesus. Ons gee vandag hierdie kind, hierdie familie, hierdie ouers aan U. Here, ek wil U bid, ook dan 'n muur om hierdie kind te bou. 'n Muur van verlossing, vrede, kennis van God, van insig en wysheid. Hierdie kind die Here sal ken en sal vrees. God sal aanbid in gees en waarheid. Here, van 'n jong ouderdom af wil ek bid, hierdie kind ons sal skaam maak vir die geloof wat in hom woon. Leeu vanmôre by die voete van die kruis. Dra hom op aan Jesus Christus. En sy bediening in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Julle kan verlaat. En dan verjaar Pokkels vandag, sy is 22. Julle kan van 21, julle kan vir hande klap gee. Ons bygeloof en sluit die woord toe. My hemelse Vader, Here, vanoggend wil ons vir U, Here, kom sê dankie, Here, dat U, Here, ons hart raak gesien het. Dat U, Here, ons roep na U toe, Here, raak gesien het, Here. Ons uitgeroep het, Here, na U toe, Here, om herstel U gedoen, Here, soos ons gebid het, my Vader. Here, dankie, my Vader, Here, dat U hierdie mure kom herstel het om ons, Here, en waar U ons gewys het, my Vader, Here, wat een man kan doen, my Vader. En Here, een man, Here, het almal op aangespreek, my God, om hierdie muur voor hulle op te bou, Here. En soos het almal hulle mure opgebou het, my Vader, Here, was die muur sterk, my God. Here, laat ons vandag se woord sou vat, my Vader, en weet dat ons nie alleen is nie, my Vader. Maar wanneer ons saam staan, Here, in 'n eenheid op U woord, my God, dat hierdie muur sal sterk wees en dat U saam sal wees, my Vader. Here, ons kom dankie vanoggend, Here, vir die herstel van ons muur in ons eie lewe, my Vader. Here, ons kom dankie, my God, Here, vir hierdie herstelling, Here, in ons familie se lewe, my Vader. En ons kom bid, my Vader, Here, dat U vandag, Here,
'n nuwe krag sal kom opwek in ons binneste, my God, dat ons sal weet dat ons nie alleen is nie, my Vader, maar in die muur van Christus, Here, rondom ons is, Here. Here, gaan saam met ons, Here, waar ons, my Here, na ons eie woonplekke toe gaan, Here. Maar laat ons nie so vergeet van die muur wat kom herstel was in ons lewe, my Vader. My gebed in Jesus naam. Amen.